Goeiedag en welkom terug by die oordenking. Ons is besig met Lent, met die voorbereiding en oploop na Paasfees toe en hoe ons harte en ons verstand en ons denke bietjie voorberei vir hierdie groot fees, Paasfees, wat vir ons as Christene en volgelinge van Jesus ontsettend baie beteken en amper die grootste fees is wat ons vier, waar Jesus vir ons gesterf het en weer opgestaan het uit die dood en sodoende my en jou verlossing bewerkstellig het. Nou ons is hierdie week in die teks Matteus 4 vers 1 tot 11 en ons gaan nou 'n bietjie verder vandag en ons het gister gelees waar Jesus in die woestyn deur die Gees gelei is. Hy's in 'n woestyntyd ingeroep waar die Gees hom heen gevat het en hy meer met God kon praat en meer sy woorde en sy doel vir sy lewe kon hoor. So baie keer wanneer ek en jy in 'n woestyntyd ingaan, is dit nie negatief nie. God wil miskien net duideliker met ons gesels. Nou kom ons gaan verder in hierdie teks en want gister het ons opgehou waar Jesus 'n honger ontwikkel het en hy het honger geword na 40 dae en 40 nagte sy nie eet nie. Kom ons lees wat gebeur verder in Matteus 4. Die versoeker het toe gekom en vir hom gesê: "As u die seun van God is, sê hierdie klippe moet brood word." Maar hy antwoord: "Daar staan geskrywe, mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom." Jesus ontwikkel 'n honger na God. En die duiwel kom en hy kom versoek Jesus. Hy kom bied vir hom iets aan soos brood en hy sê vir hom as jy hierdie klippe in brood laat verander, dan gaan iets met u gebeur. Sien, die duiwel weet waarna honger jy. Hy weet wat jy soek en smag en dan kom gee hy jou verdraaiing af. Maar Jesus antwoord die duiwel dadelik uit Deuteronomium uit en hy gee vir hom die skrif en sê van brood alleen kan ons nie leef nie. Jy moet vir die woord van God leef. Jy moet in hierdie woestyntyd van jou belangriker dinge as fisiese brood kry. Jy moet God se woord in jou hart kry want dan gaan jy antwoorde hê wanneer die duiwel vir jou dinge kom verdraai en anders kom aanbied. Wil jy nie vandag in jou woestynplek stil word en bietjie begin dink, maar wat beteken hierdie storie vir my en waar is die duiwel miskien besig om vir my iets voor te sit wat nie brood is nie. Hy's besig om klippe vir my so aanloklik te laat lyk dat ek miskien daarna honger. Wil jy nie in jou woestyntyd net bietjie stil word en sê Here, wys my die dinge wat die duiwel vir my voortsit wat nie uit u hand uitkom nie. Want ek smag na u woord en u kennis en ek wil dit uit u skrif uitkry. Dankie en ons wil die Here vandag dank vir hierdie skrif. Vir skrifgedeeltes waarop ons kan terugval en sodoende die vyand kan teëstaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons is in ons woestyntyd en hierdie skrif kom waar Jesus versoek word deur die duiwel. Die duiwel kom en hy weet presies waarna ons honger en hy gee vir ons 'n verdraaiing daarvan. Here, elkeen van ons sit elke dag met versoekings iewers in ons lewe waar die vyand kom en iets voor ons neersit wat so aanloklik lyk. Maar dis nie wat ons eintlike honger is nie. Dis nie wat eintlik ons gaan vul nie. Net u woord alleen en u liefde kan ons vul. Mag ons vandag in ons stilte tyd, in ons woestyntyd die tyd vat om mooi uit te werk, maar wat is uit u hand uit? Wat wil u vir ons vra en wat is die duiwel besig om ons voor te sit? En mag ons gee ons die wysheid om onderskeid te tref daar rondom. Here, dankie vir u liefde, dankie vir u genade en dankie vir u skrif waarop ons kan terugval. Ons prys u in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Geniet dit daar in die woestyntyd en luister mooi na die woorde wat God vandag vir jou gee om jou te beskerm teen dit wat die duiwel vir jou voortsit. Gesels weer môre. Totsiens.